Toe hy die tempelterrein verlaat, sê een van sy disippels vir hom: Meester, kyk net watter indrukwekkende klippe en geboue. Jesus sê toe vir hom: Sien jy hierdie groot geboue? Hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. Terwyl Jesus op die Olyfberg reg oor kan die tempelterrein gesit het, het Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas hom eenkant gevra: Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken wees dat al hierdie dinge volbring sal word? Jesus het hulle geantwoord: Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal in my naam kom en sê dit is ek. En hulle sal baie mense mislei. Wanneer julle van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik raak nie. Dit moet gebeur, maar dis nog nie die einde nie. Want nasie sal teen nasie in opstand kom en koninkryk teen koninkryk. Daar sal aardbewings op een plek na die ander voorkom en daar sal hongersnood wees. Hierdie dinge is die begin van die smarte. Maar wat julle betref, wees op julle hoede. Hulle sal julle aan die sinagoges oorlewer. Julle sal in sinagoges geslaan word en voor prokurators en konings reg staan ter wille van my naam, sodat julle voor hulle kan getuig. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. Wanneer hulle julle gevange neem en julle oorlewer, moet julle nie vooraf bekommer oor wat julle moet sê nie. Maar wat ook al op daardie oomblik aan julle gegee word, dit moet julle sê. Want dit is nie julle wat praat nie, maar die Heilige Gees. Broer sal broer aan die dood oorlewer en vader sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie eindtyd volhard, die sal gered word. Ons is in Jesus Stories deel 56 en ek het daai vlammetjies daar gesit vir 'n rede. Hellfire and brimstone. In hierdie reeks praat ons oor Jesus, want sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. God se wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En hoe ken ons hom? Deur die seun. Hy het sy seun aarde toe gestuur en sy seun het gekom en net gesê wat sy pa gesê het en net gedoen wat sy pa gedoen het, sodat ons God kon ken. Ons word in 'n wêreld gebore en ons heel eerste prioriteit is onsself. En dan boelie die lewe ons en dan vorm ons eie perspektief van hoe die lewe werk. En dan begin ons leef asof dit die werklikheid is. En die probleem is, dit is nie die werklikheid nie. Jesus het vir ons kom leer wat die lewe is. Hy was ons deur na God toe. Hy het vir ons perspektief gebring. En dit bring my by vanoggend uit, terwyl ek op hierdie gedeelte gemediteer het hierdie week, is hierdie die ding wat die heeltyd voor my was, is perspektief bepaal bestemming. En ek sal dit so vinnig verduidelik. Die ander manier om dit ook te sê is, jou perspektief bepaal ook hoe jy reageer op goed. Jy sien, ons almal het 'n bril op. Almal van ons kyk deur 'n spesifieke lens. Dalk moet ek myne opsit vir hierdie illustrasie. Van julle lense is so cool soos myne. Maar ons almal het 'n bril op waardeur ons kyk en jou lewenservaring van waar jy gebore is tot waar jy vandag is, vorm die lens waardeur jy kyk. En as gevolg van hoe jy na die lewe kyk, reageer jy op spesifieke goed wat met jou gebeur op spesifieke maniere. As gevolg van die lens wat jy op het, bly jy dalk vandag in depressie. Of is jy dalk opgewonde? As gevolg van die lens wat jy op het vandag, is daar dalk onvergifnis in jou hart en bitterheid. As gevolg van die manier hoe jy kyk na die lewe vandag, is jy gelukkig, ongelukkig. Of het jy baie vrees? En in hierdie gedeelte wat Jesus hierso doen is, hy gee vir ons 'n perspektief. En as hierdie nie jou realiteit is nie, gaan hierdie lewe vir jou moeilik wees. Gewaarborg. Ek onthou, ek het groot geword en ek by baie plekke geleer. Want oral waar jy leer ook, mense wat in jou lewe inspreek. Ma's, pa's, ooms, tannies, oupas, oumas, vriende, niggies, neefies, pastore, dominees, priesters, wat ook al. Al hierdie mense het ons vir jou goed geleer. Die baas by die werk het vir jou goed geleer. En ek onthou hoe het ek groot geword en hoe langer ek geleef het, hoe meer het ek agtergekom, ek het 'n skewe perspektief.
En ek benader die lewe uit 'n lens uit wat eintlik nie realiteit is nie. Ek's nie in lyn met wat die Bybel sê dit is realiteit nie. Die Bybel leer eintlik vir jou wat werklik realiteit is. Ten spyte van jou ervaring en wat jy dink is realiteit, net omdat jy dit ervaar het, beteken nie dis realiteit nie. Die werklike manier hoe die lewe werk, het Jesus vir ons kom wys. Daar is nie 'n ander manier nie. En as jy kom of in lyn daarmee of jy kry swaar. En ek onthou hoe ek die mense kwaadlik geneem wat my geleer het, wat vir my die verkeerde bril gegee het. En in die tussentyd was dit nooit hulle verantwoordelikheid nie. Hulle het maar net die beste gedoen wat hulle gedoen het met wat hulle gehad het in daai oomblik. Dis my verantwoordelikheid om seker te maak. Ek gee aandag aan daai begeerte wat God in my hart gesit het om hom te ken, sodat ek leerbaar bly en konstant die bril wat ek op het uitdaag en instel, die lense stel om die regte prentjie te sien. En ek hoop dis wat vanoggend met jou gaan gebeur in hierdie boodskap. Natuurlik is my favorite onderwerp om oor te preek, die hoogste sarkastiese vlak ooit, die eindtyd. Van ons so baie verskillende opinies en sieninge en perspektiewe oor hoe mense dit doen. So ek gaan vanoggend net vir julle sê wat daar staan en wat Jesus sê. En jy gaan jou eie interpretasie daarbey kan voeg ook, as jy wil. Maar soos ek dit vanoggend vir jou gee, is hoe ek geleer het en is hoe die Here my gelei het. En ek hoop dit beteken vir jou iets. Die opskrif is die profetiese rede begin van die eindtyd. So die hele gedeelte nou verder in Markus gaan eintlik net oor die eindtyd. En hierdie is net die begin van wat Jesus gesê het. Wat Jesus hierso sê, ontspoor sy disippels. Hierdie moes 'n groot skok vir hulle gewees het. Want hulle het Esegiel 14 in gedagte gehad, van hy gaan vrede en geregtigheid aarde toe bring, hy gaan 'n paleis hê, hy gaan die wêreldregerder word, en Romeine gaan op hulle neus kyk. Hulle het heeltemal 'n ander opinie gehad oor wie Jesus is. Maar wat Jesus hierso eintlik vir ons demonstreer, wat vandag hierso sit, is dat hy wel Jesus was. Want hy het hierdie goed geweet voor dit gebeur het. En hy het dit tot in die akkuraatste, fynste detail gesê. En baie van hierdie goed het nou al gebeur. En nou wil ek net nog 'n ding oor die eindtyd sê. As jy ooit iemand hoor wat vir jou sê, die eindtyd is naby, hardloop. So ver as wat jy kan. Want daai ou het nie 'n klou waarvan hy praat nie. Die dag nadat Jesus op die kruis gesterf het, hierdie eindtyd begin. En ons is vandag nog in die eindtyd. Alles na Jesus is eindtyd. So as 'n ou vir jou sê die eindtyd gaan nou begin of is naby, kom weg. En hier gaan jy dit vanoggend sien. Die begin van die eindtyd het Jesus se disippels klaar geleef. En ek wil vandag vir jou sê, ons is nog steeds in die begin. Ons is nog nie verder nie. En as jy vanoggend se storie lees en jy kyk vanoggend saam met my hierna, dan sal jy sien dat ons is klaar in die eindtyd. En ons leef al 'n rukkie, amper 2000 jaar, bietjie langer. OK. So die konteks is, ons is by Woensdag. Dis duidelik nou laat Woensdag, dit kan skemer wees, dit kan nou al aand wees. Dis Woensdag voor Jesus se kruisiging, Vrydag. En Jesus het nou klaar 'n vermoeiende dag gehad om met mense te praat wat nie wou luister nie. Hy het met hulle die vloer gevee, hy het 'n veroordeling oor hulle uitgespreek. Hulle het hierdie stelsel aan die mense verkoop, wie God is en hoe lyk God se teenwoordigheid op die aarde en deur watse hoeps moet jy alles spring om by God uit te kom. En hulle het eintlik die mense wat swaar gekry het in die wêreld uitgebuit soos die arm weduwee. Laasweek het ons gesien hoe sy alles in die mandjie gegooi het en Jesus was eintlik so teleurgesteld met die stelsel en sy sit nog steeds haar hoop in hierdie siek stelsel wat niks vir haar kan doen nie. En nou stap hulle uit die tempel uit. En dis waar vandag begin. Hulle stap uit, die tempelterrein verlaat. Sê een van sy disippels vir hom, meester, kyk net watter indrukwekkende klippe en geboue. So, hierdie is in my Bybel. Wat beteken, is belangrik dat ek en jy hierdie sal weet, of net die konteks hiervan sal verstaan, om die grootheid te besef wat besig is om hier te gebeur.
Ek bedoel, hoekom het ons nou nog nie van die tempel en hoe indrukwekkend hy is en die geboue enigiets gelees in die Bybel nie? Ons lees dit op hierdie stadium, spesifiek hier is dit ingeskryf, net nadat die arm weduwee alles gegee het wat sy gehad het en haar vertroue gesit het in 'n mensgemaakte stelsel wat vir haar niks kan doen nie. Voor dit het Jesus 'n veroordeling oor al hierdie Joodse leiers uitgespreek wat hierdie stelsel aan die mense verkoop. Waarvan praat hulle? Hulle praat van die tempel. Nou ek het nou al vir julle prentjies gewys, maar ek dink nie ons verstaan noodwendig. Ons het nie vandag 'n gebou wat vergelyk met wat hierdie gebou was nie. Hulle het rotse gevat en dan het hulle stene uit die rotse uitgekap. Maar is nie 'n baksteen soos ons vandag 'n baksteen ken nie. Slaan nie. Ek wil net seker maak ek het my afmetings reg hier vanoggend. So ek gaan hulle lees. Een baksteen was 13.7 meter lank. Hy was 3.3 meter hoog, hoor is meeste van ons, en hy was 4.6 meter wyd. Een baksteen. En dan het hulle hom oorgetrek met egte goud. Die mooi Afrikaanse woord, hulle het hom vergulde. En die tempelgebou was 45 meter hoog. Een baksteen het so tussen 500 en 570 ton geweeg. Hulle weet tot vandag toe nie wie die wat sê puntgoedjies gebou? Piramides gebou nie. Selfe tipe storie. Dis hoe een baksteen van die tempel gelyk het. Nou moet jy weet, dit was ongeveer, net die gebou was ongeveer 800 vierkante meter. Hierdie gebou. En hier lees ons in ons Bybel, ons moet dit weet. Dis nogal indrukwekkend, hierdie klippe met hierdie gebou. Jy kon nie in die dag vir hom kyk nie, of te naby aan hom kom as die son op hom geskyn het nie, want dit was te skerp om voor te kyk. Dit was 'n tweede son op die aardbol. Hy was goud van onder tot heel bo. Hy het soos 'n toring uitgestaan bo die muur wat om die tempelterrein gebou was. Nou ek het hierdie al vir julle verduidelik en vir julle prentjies gewys. Jesus is op pad huis toe, so hy verlaat nou die tempelterrein en dan stap hy af in 'n vallei tot onder en dan stap hy die vallei van Kidron en dan stap hy op teen die berg van Olyfberg. En dan Betanië, dis 3 kilos. Betanië het hier aan die ander kant van die berg op die Olyfberg gesit. So jy het so afgestap teen die Olyfberg, 10 en deur die tuin van Getsemane af. Die tuin van Getsemane was 'n gewilde kuierplek vir hom en sy disippels, deur die vallei van Kidron op tot in die tempelterrein. So as jy daar gesit het, dan het jy so afgekyk en jy die hele tempelterrein raak gesien en die tempel het bo alles uitgestaan en hy het geskyn soos 'n son. Jy kon hom nie mis nie. Vandag is daai muur nog steeds daar. Daar's net geen tempel meer nie. En Jesus sê toe vir hom, sy disipel, sien jy hierdie groot geboue? Hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. Hoe breek jy hierdie af? Wel, daar's nie 'n orkaan of 'n tsunami as hy so ver kan gaan nie. Daar's niks wat hierdie ding omwaai nie of afbreek nie. En mense sou dink hierdie gebou is ewig en besing die heerlikheid van Herod die Grote wat hom gebou het en gesorg het dat hy so asemrowend is. En dit gaan vir altyd staan. Jesus se punt is, net God is ewig. Niks anders is ewig nie. En op hierdie noot moet ek jou terugvat. Voor ek jou terugvat. Hierdie is 'n verklaring wat Jesus maak, dat hierdie stelsel wat God se teenwoordigheid op die aarde verteenwoordig, wat verkoop word aan mense, dat dit is hulle pad na die Here toe, sal totaal vernietig word, want ek is nou die pad na die Here toe. So hou dit in gedagte, ek moet jou terugvat. Lukas 19, ons het hierdie gelees so 2,5 maande terug. Jesus is op 'n donkie, maandag, besig om in die stad van Jerusalem af van Betanië af te ry. Die mense trek hulle boklere uit en gooi palmtakke voor die donkie neer en skree, Lukas 19, geseënd is die koning, met hoofletter. Met ander woorde, hulle verwys na hom as die koning van die Jode. Die Joodse leiers hoor hierdie goed. Hy wat kom in die naam van die Here. Die Here het hom gestuur. Hy's die Here se mens. Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Daai is wat in Sagaria 14 geprofeteer is, wat die Messias sal aarde toe bring.
En dis waar Jesus se disippels ook vashou. Al die mense sê dit. Sommige van die fariseërs in die skare het egter vir Jesus gesê, Meester, berispe u disippels. Sê vir die mense hulle moet stil bly, want hulle is godslasterlik. Hulle noem 'n mens God. Hulle noem 'n mens die Messias waarvan die Ou Testament profeteer. En Jesus sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Wat is hierdie klippe waarvan Jesus praat? Is dit maar die pebbles wat al langs die pad lê terwyl hy op 'n donkie ry? Net in die volgende 2 verse. Want daar sal dae vir jou aanbreek, sê Jesus nou vir hierdie Jode, wat geweier het om hulle vertroue in Jesus Christus te sit. Sê hy nou vir hierdie selfde mense wat hom so loof en prys en Vrydag gaan hulle nie omgee as hy met 'n kruis op sy rug gaan Golgotha toe stap nie. Niemand gaan hom verdedig of hom help nie. Sê hy hierdie woorde nou vir hulle. Want daar sal dae vir jou aanbreek wanneer jou vyande skanse teen jou oprig, jou omsingel en jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou en jou kinders met die grond gelyk maak. Hulle sal nie een klip in jou op die ander laat bly staan nie. Omdat jy nie hierdie beslissende tyd toe God jou besoek het, herken het nie. Tot vandag toe lê elke tempelklip van mekaar afgehaal en getuig dat hy die koning was. En dat hy was wie hy gesê het hy was. Die klippe wat getuig dat hy die seun van Dawid, die Messias, die ou is wat vrede en geregtigheid aarde toe gebring het. Dis die tempelse klippe wat afgebreek is. Wat nie meer bestaan nie. So daar het Jesus geprofeteer wat gaan met die tempel gebeur. En dit het gebeur. Hy bestaan nie meer vandag nie. 70 jaar na Jesus. En terwyl Jesus toe nou op die Olyfberg reg oor kan die tempelruim gesit het. So dit beteken hy's deur die vallei, is op teen die berg, hy kyk terug aan die stad toe. Kom Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas en hulle vat hom een kant toe. Ons, ek gaan 'n bietjie stadig deur hierdie vanoggend. Ons gaan dalk so 10 minute ekstra vanoggend wees, hoor. Maar Petrus, Jakobus en Johannes was onder andere saam om op die berg toe hy getransformeer is in sy volle heerlikheid. Andreas is Petrus se boetie. So dis 2 stelle broers. Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes, 2 boetie. Hulle is Jesus se heel beste vriende gewees, kan jy maar sê. En hulle vat hom een kant toe om hom te vra, om hom hierdie vraag te vra. So hulle kyk teen nou so oor Israel, dit blink teen wat ook al. Ons weet nie hoe laat dit is nie, maar dis laat Woensdag. En hulle vra vir Jesus, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Daaroor Jesus het dit nou geprofeteer, elke baksteen gaan van elkeen aan 'n ander afgehaal word. Ons weet dit het in 70 jaar na Jesus gebeur, né? Wanneer gaan hierdie dinge nou gebeur? En wat sal die teken wees dat al hierdie dinge volbring word? So hierdie beste manier vir my om hierdie vraag te verduidelik, hier's 2 vrae. As jy by 'n robot kom, voordat hy rooi word, word hy eers oranje, om jou te waarsku, ek is op pad rooi toe. Nou dis wat hulle hier vra. Hulle vra vir Jesus, okay, daar's 'n rooi lig. Al die bakstene van die tempel gaan van mekaar af. Gaan daar 'n oranje lig wees? En hoe sal ons weet? Wat gebeur voor watter een? Want hulle het agtergekom, hulle verstaan nie as Jesus praat nie. Jesus het sy eie dood voorspel. En hulle het nie daarvan gehou nie, want dit is nie wat hulle Messias in hulle koppe kom doen volgens Sagaria 14 nie. Hy bring vrede en geregtigheid. Hy gaan kom heerskappy uitvoer. Hulle het hierdie fisiese koning gesoek. So, kom ons raak nuuskierig en ons vra vir Jesus, wanneer gaan hierdie goed gebeur? En is daar 'n teken om ons te waarsku, hier kom dit nou. En luister na Jesus se heel eerste raad. En hierdie is vir my en vir jou vanoggend. Die heel eerste ding wat hy sê. Hy het geantwoord. Pas op dat julle nie mislei word nie. Hierdie was vir Jesus 'n groot krisis, want die mense aanbid hierdie tempel en hierdie mensgemaakte stelsel en hulle is al die tyd mislei. Dis hoekom ek nie daarvan hou om oor die eindtyd te preek nie. Want ons is almal gepla daaroor, maar ek is so mislei dat dit maak eintlik nie eers saak of ek weet wat gaan gebeur nie. Ek het nie eers 'n klou wie die Here is nie.
Ek ken hom nie regtig, ek bou nie regtig 'n verhouding met hom, ek stap nie elke dag saam met hom nie, maar ek wil weet wat dan gaan gebeur, want dit trek my aandag en dan gaan ek kerk toe. Baie mense hardloop net agter hierdie tipe preke aan. Ek hoop jy is meer besorg oor jou verhouding met die Here as wat jy besorg is oor wat gaan eendag gebeur. Want eendag is eendag en maak nie saak wat gebeur nie, solank die verhouding met die Here reg is, hoef jy nie te bekommerd te wees oor wat eendag gaan gebeur nie. Ons moet nooit ons fokus afhaal van die primêre ding wat ons verhouding met Jesus is nie. Hy sê, pas op dat jy nie mislei is nie. Want dit is 'n groot krisis. Dit was toe 'n krisis, is vandag nog 'n krisis. Want daar sal baie mense in my naam na vore tree en sê, dit is ek. Hierdie is so interessant, ek het hierdie komies gevind. Julle weet in Jesus se tyd, vandag is almal het mos 'n tweede naam, of jou geboortenaam. Meeste mans hier se geboortenaam is Tientjie en Johannes, né? Ons loop dik van die Johannesse vandag. In Jesus se tyd was een van die geboortename wat almal geken het, was Jesus. Jesus was nie die enigste Jesus nie. En ons sal vandag, as iemand hom voorstel en hy sê vir jou, ek is Jesus, dan nee. Dis so 'n onalgemene naam vandag, dat daar was net een Jesus, maar in die Bybelse tyd was dit soos vandag Johannes algemeen is, was dit in die Bybelse tyd was Jesus algemeen. En Jesus het 'n trend begin. Wel as hy kon sê hy is Jesus, dan gaan ek nou ook sê ek is Jesus. My ma het nie toevallig vir my hierdie naam gegee nie. En hulle het begin om elke ou se eie storie te verduidelik oor hoekom hy so populêr is en het mense geld gevat. Mense is nie totaal mislei gewees deur al die verskillende ouens in Jesus se tyd. Hierdie het net gebeur na Jesus. Gaan lees jou geskiedenis. Josefus, as jy Josefus se goed lees, hy was 'n geskiedkundige, hy het die geskiedenis opgeteken van Jesus se tyd. Dit is nie Bybelgoed nie. Hy was nie 'n disipel van Jesus nie. Hy het net die geskiedenis gaan opteken. Hoeveel mense het opgestaan en gesê, dit is ek. Dit is ek. Ek is die een. Ek is die een. En mense het net ouens het hierdie nou die dag gehad. Dalk moet ek dit nie sê nie. Okay. Dit is ek. Of die tyd is op hande. Wat se tyd? Die tyd dat die Here gaan opdaag. Ouens het hierdie nou die dag gehad. Jesus, daar's hierdie skrif en dan glo mense nog steeds hierdie nonsens. Die tyd is op hande. Moenie agter hulle aanloop nie. Ek het dit hoeveel keer al gesê hier by Kruispad en ek dink nie mense hoor dit altyd nie, maar jy kan nie mislei word as jy weet waarvan jy praat nie. Elkeen van ons het 'n professie. Ek glo so, jy het dalk 'n stokperdjie wat jy in spesialiseer, wat jy al opgeswat het en dan ontmoet jy daai ou wat eintlik niks weet nie, maar hy weet baie meer as jy. Jy kan daai ou se misleiding so kol. Jy sê ag, daar praat daai ou twak. Daar krisis. Kan jy dieselfde doen met jou verhouding met die Here? Want ek sê nou vir jou, dis baie belangriker as of jy weet wat gaan in die eindtyd gebeur. Ken jy regtig die Here? Weet jy wanneer word jy mislei? Wanneer is iemand besig om vir jou nonsens te vertel? Jesus sê pas op vir dit. Want dis jou grootste vyand wanneer dit kom by die eindtyd. En toe gaan hy oor en hy begin bietjie praat van simptome van hierdie eindtyd waarin ons nou is. Wanneer julle van oorloë en gerugte van oorloë hoor, moet julle nie verskrik raak nie. Dit moet gebeur. Maar dit is nog nie die einde nie. Daar sê Jesus dit in soveel woorde. Ons is in die eindtyd, maar dis nog nie die einde nie. Nou, kom ons gaan gou terug in geskiedenis in. Jy kan hierdie in geskiedenis gaan lees. So, die disippels self het hierdie beleef en ons beleef dit tot vandag toe nog. 95% van alle samelewings in die wêreld tot vandag toe het nou al een of ander oorlog gevoer. Burgeroorlog of oorlog. En as jy weer hoor is al weer gerugte van oorlog. Ons het heidaglik oorloë in die wêreld en ons heidaglik dreigemente wat vlieg. Hou dit net op. Dit was so gewees by die disippels ook. 41 jaar na Jesus, toe kom een van die Romeinse keisers en hy maak van homself 'n beeld en hy wil dit toe in die hele tempelarea en binne in die tempel sit. Toe begin die Jode daarteen appeleer en in opstand kom en soos ons in Suid-Afrika noem, hulle het 'n paar toys gegooi en toe kom die Romeine met dreigemente van hier kom oorlog, die Romeine gaan die Jode uitwis. Dit het toe uiteindelik eers die jaar 66 begin gebeur tot die jaar 70 wat die tempel vernietig is. Toe wis hulle die Jode uit. So het hulle hierdie oorloë en goed gehoor? Ja. Jesus het dit geprofeteer, hulle het dit gehoor. Dit moet gebeur, maar dis nog nie die einde nie.
het Jesus vir hulle gesê. En hoe maklik is daai om te hoor? Moenie verskrik raak nie. Het jy al gevoel, elke keer as jy nuus kyk en jy hoor van, hier sal weer 'n ding en hier sal weer 'n ding, waantoe is Suid-Afrika op pad? O, Ramaphosa is besig met hierdie goeters. O, daar is ons nou in die moeilikheid met Trump of het jy al ooit gewonder, het daar nog nooit so gevoel in jou binnekant opgekom van so 'n bietjie van 'n vreesagtigheid van krisis, waantoe is ons op pad met al hierdie goed nie? Jy het nie nodig om hierdie goed te vrees as jy regtig die verlosser van die wêreld in jou lewe erken, volg en dien nie. Jy het nie nodig om daaroor te vrees nie, want hy het die dood oorwin. Daar's niks om voor bang te wees nie. Jy gaan net in 'n realiteit instap saam met hom. Maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie. Hy sê in vers 8, want nasie sal teen nasie in opstand kom en koninkryk teen koninkryk en ons sien dit tot vandag toe nog. Lukas gee vir ons 'n bietjie meer detail. Daar sal ewige aardbewings wees. Nou wat interessant is, ek wil net seker maak oor daai tydlyn, ja, in 44 na Jesus. Toe was daar in die Mediterrane rim in hierdie area was daar so groot aardbewing gewees dat die hele Pompeii, die hele stad platgevee was met die aardbol. Daar was nie een gebou wat gebly staan het nie. Miljoene mense is dood. Ewige aardbewings, die een plek na die ander, sal julle hongersnood en epidemies uitbreek. Jy kan nou die geskiedenis van Josefus gaan lees, wat se epidemies het uitgebreek. Daar was 'n hongersnood wat 13 jaar tydens keiser Claudius geheers het. 'n Romeinse keiser was al 13 jaar hongersnood oor daai hele area gewees, dat mense nie kos gehad het nie. Ons het hierdie tot vandag toe nog. Ek onthou toe ek in my ma se huis groot geword het en ek wou nie my slaai en my groente eet nie. Dan was daar vir my gesê dat daar's hongerkinders in Ethiopië. Want ons het dit tot vandag toe nog, hierdie goed. Ons het nou nog hierdie goed. Hongersnood, epidemies uitgebreek. Daar sal groot en skrikwekkende tekens uit die hemel uitkom. Nou daar's sieninge wat mense sê hierdie is bonatuurlike tekens en dan's daar die ouens wat sê dis orkane en monsoons of wat noem hulle al daai goed, tsunamies, dis al hierdie goeters, lig en lugdruk goeters en al hierdie goed wat ons beleef, storms, natuurfratse. Ons kry dit voel asof dit toeneem. Dit voel regtig asof dit toeneem in vandag se tyd. Hierdie dinge is die begin van die smarte, sê Jesus. En op hierdie stadium, as jy nou rede soek om depressief te raak vanoggend, is nou 'n goeie tyd. Want hierdie is nie goeie nuus nie. Hannes, ek het vanoggend kerk toe gekom vir goeie nuus. Jesus is nie besig om vir ons te vertel dit gaan beter gaan nie. En as jy in 'n kerk is wat vir jou vertel die wêreld word beter en die Here wil jou seën en hy wil hê dit moet net met jou goed gaan, hardloop. Veral as jy na daai ou op YouTube of Facebook kyk, jy's besig om mislei te word. Want hierdie is nie my woorde nie, dis Jesus se woorde. Jy kan vanoggend vir my kwaad wees as jy wil, maar ek gaan net vir jou sê Jesus het dit gesê. En dan gee Jesus weer hierdie antwoord vir sy disippels, maar wat julle betref, wees op julle hoede. As daar iets is wat jy van die eindtyd moet wees, is jy moet meer krities wees, meer versigtig wees vir alles wat jy koop en na luister en inneem en vat vir die waarheid. Sit jou vertroue en hou jou vertroue op die Here. Elke dag leef in die oomblik. Weet hierdie goed gaan gebeur is so oranje lig, is al wat dit is. Jy hoef dit nie voor bang te wees nie, want jou vertroue bly op die Here. Bly daar, wees versigtig om nie mislei te word nie. En 'n manier om nie mislei te word is om naby die Here te bly. En dan sê hy in vers 12, voor al hierdie dinge oor julle kom. Nou praat hy spesifiek vir sy disippels se tyd. Net met hulle. Terwyl hierdie ook nog vandag 'n effek het op almal van ons. Hierdie is wat ek en jy kan verwag as ons 'n disipel van Jesus is vandag. Dis net genade as jy dit nie kry nie. Voor al hierdie dinge oor julle kom, sal hulle julle gevangene neem en julle vervolg. Hulle sal julle aan die sinagoges oorlewer en in die tronke opsluit. Hulle sal julle voor konings en prokurators sleep ter wille van my naam. Jesus sê vir hulle die tyd van smarte het aangebreek. Julle gaan vervolg word. Daai term tyd van smarte wat aangebreek het, is dieselfde term in die Grieks waarin dit geskryf is as die term vir 'n vrou wat swanger is. Jy weet jy is swanger want daar is effekte op jou liggaam. Jy raak naar, jy voel nie lekker altyd nie,
Wel, ek is nou nie 'n vrou nie, so ek gaan my nie uitlaat nie, en dan kom ek in die moeilikheid. Maar Jesus is besig om te sê dat die eindtyd gaan so wees, dat dit dieselfde simptome gaan wees, en daar kom 'n groot verwagting vir iets groots wat gaan gebeur. Maar dis nie nou nie. Ons is nog net in die proses op pad soontoe. En terwyl dit gaan gebeur, gaan julle vervolg word. Julle gaan fisies vervolg word. Al Jesus se disippels is of gestenig, of koppe afgekap, of gekruisig, behalwe een, Johannes, en maar hy is weggevoer in ballingskap na die eiland van Patmos toe, waar hy sy lewe moes uitdien. So Jesus sê vir hulle fisies wat met hulle gaan gebeur. Nee, Jesus, ons soek 'n paleis, ons soek 'n koning, ons soek 'n lewe van vrede en geregtigheid. Ons soek nie hierdie nie. Hulle sê julle gevange neem. Ja, hoeveel keer is Paulus nie met stokke geslaan en gegooi nie? Slange gepik. Die leiers van die Joodse beweging gaan dit doen. Hulle sal julle voor koning sleep, en daai laaste stellingkie. Hoekom gaan dit gebeur? Terwille van my naam. Ek weet nie altyd of ons verstaan wat dit beteken nie. Want as ons regtig verstaan wat dit beteken, mag ons dalk 'n probleem met dit ontwikkel. Maar wat van my naam, Jesus? Jy kan geen ander God behalwe hom dien nie. Wet nommer 1 vir die Jode gewees. Hy sê jaloerse God. Ek sê dit baie keer so, en ek het al mense gehad wat nie daarvan hou nie. God is vol van homself. Sy heerlikheid is alwaar dit gaan. Hy het my en jou geskape vir sy heerlikheid. Jy's deel van hoekom hy heerlik is. Hy het jou gered. Ek skuld my lewe vir hom. En alles wat gebeur is terwille van sy heerlikheid. So hy het geweet, sy disippels het 'n platform nodig om die evangelie te versprei. Wanneer gaan hulle die grootste skare hê? Wanneer hulle gearresteer word, in 'n tronk gegooi word, en daar 'n gehoor is wat na hulle gaan luister in 'n hofsaak. Dis jou geleentheid. Daai goed gaan jou druk om te sê, maar ek vertrou op die Here, en dit dan te verkondig vir die wêreld as hulle vra, hoekom hou jy aan om vir die wêreld te vertel, Jesus leef, want ons het hom doodgemaak, want hy leef. Hy is nie dood nie. Dit was sy manier om vir hulle verhoog te gee om te praat, want dit gaan oor sy heerlikheid. En dan sê hy vir hulle, dit sal vir julle 'n geleentheid wees om te getuig, in soveel woorde in Lukas. Wat beteken, ek en jy gaan vandag nog deur swaar goeters, of deur moeilike goed, of waar's konflik, en mense beklei, en dan hoor jy hulle skinder na die tyd van jou, want jy het actually iets gesê wat Jesus gesê het. Dis 'n geleentheid vir jou om te sê wat Jesus sê. Dis 'n geleentheid om te bly sê wat Jesus sê, of mense nou met jou saamstem of nie, of hulle wil of nie. Dis 'n geleentheid vir jou om te getuig wanneer jy swaar kry. En toe sê Jesus in Markus 13 vers 10, hierdie is ook iets wat baie wild al uit verband uitgeruk is, as gevolg van ons moderne era en tegnologie. Jesus sê, en die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word, en daar's baie mense wat tot vandag toe sê, die evangelie is tot vandag toe nog nie aan al die nasies verkondig nie, en dis hoekom Jesus nie opgedaag het nie. Dis 'n verkeerde interpretasie van daai skrif. Die evangelie is nog nie aan almal oorgedra nie, maar dis nie wat daai skrif sê, dat Jesus gaan opdaag as die evangelie aan almal verkondig is nie. Inteendeel, die bekende wêreld van die tyd waarin Jesus geleef het, en die bekende wêreld van al die mense wat rondom Jesus geleef het, daai hele wêreld het die evangelie gehoor. Die onbekende wêreld wat nog nooit ontdek is nie, het nie die evangelie gehoor nie. Maar dis hoekom Paulus geskryf het, en ek lees dit sommer vir julle op 'n paar plekke. Dit staan in Kolossense 1 vers 6. Soos oral in die wêreld, skryf hy vir die kerk in Kolossense, het die evangelie is onder julle versprei, en julle het vrug gedra en gegroei. Hy sê dit in Kolossense 1 vers 23. Dit is die evangelie wat julle gehoor het, en wat in die hele skepping onder die hemel verkondig is. Want Jesus en sy disippels en Paulus wat daarna gekom het, net daai band of brothers, het dit reg gekry om in die hele bekende wêreld op daai huidige tyd van die wêreld dit reg te kry om die evangelie te versprei. En hoe wonderlik is dit nie om vandag te weet, as die Here regtig jou oorgevat het, tot wat jy in staat is nie. Ek bedoel, sonder vliegtuie en karre. Het die kerk, die eerste kerk het reg gekry om die evangelie oor die hele bekende wêreld op daai stadium van die wêreld te versprei. Romeine 1 vers 8, heel eerste dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, omdat julle geloof oor die hele wêreld
verkondig. Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en hulle woorde tot by die uithoeke van die bewoonde wêreld. Romeine 10 vers 18. Soos ons geken het, die Mediterrane Rim, Europa, daai hele area, het die Australiane daaronder, hulle het nie eens geweet daar bestaan 'n Australië op daai stadium nie. Die Indiane in Amerika, wel, ek kan nie vir sê wat was die hele bekende wêreld, maar sover as wat hulle geweet het, waar is wêreld en waar is mense, was die evangelie versprei. En hoe dit versprei? Deur swaar kry. Jy weet, van 66 af tot 70 het die oorlog uitgebreek tussen die Jode en die Romeine. As jy daai geskiedenis lees, dis dood interessant. Die Romeine, die Jode het hulle self toegesluit in Jerusalem. Laat niemand kon in of uitgaan nie. Hulle was van water en kos en alles afgebind. Die Romeine het net 'n laar getrek om die stad. Hulle kon nie uitkom by hulle nie. En hulle het begin doodgaan van honger en siekte. En pandemies. En dis hoe hulle die Joodse nasies uitgewis het. Die daar in die tempel van mekaar afgeruk het. En as gevolg daarvan, al die Jode wat buite Jerusalem was, het die wêreld ingevlug en die evangelie versprei. En oral waar hulle gekom het gesê het, Jesus, 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 Jesus. Want dis hoe dit versprei is. Deur swaar kry, deur moeilikheid. Wanneer hulle julle gevangene neem en julle oorlewer, moet julle nie vooraf bekommer oor wat julle moet sê nie. Maar wat ook al op daardie oomblik aan julle gegee word, dit moet julle sê, want dit is nie julle wat praat nie, maar die Heilige Gees. En as jy 'n briljante voorbeeld hiervan wil hê, Handelinge 1. Petrus en Johannes is op pad na die sinagoge toe, en op pad soontoe kry hulle 'n lam ou langs die pad. En hy bedel, en Petrus sê vir hom, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, gee ek jou. En hy vat sy hand en hy trek hom, en sy bene word sterk, en hy staan en hy loop. Hy was van geboorte af lam. En hier staan 'n lam ou en op en af spring, en dit trek almal se aandag, en is kort na Jesus se dood. En hulle daag vir Petrus en Johannes in die hof. Gaan lees Handelinge 2. Nou gaan lees jy wat, daar staan daai Petrus op, en hy preek die evangelie, en hy preek 'n preek, sonder 'n Bybel, net onder die inspirasie van die Heilige Gees. Staan die Here se kerk daarop. Hy sal vir jou gee wat jy moet sê. Al wat jy moet wees is nie mislei nie. Jy moet hom ken en in die oomblik besef dat hierdie moeilike omstandighede waarin ek nou is vir my 'n geleentheid om te sê God bly goed. Hy is nog steeds in beheer. En het ek 'n gehoor om dit voor te sê. Sê dit. Lukas 21 sê hy, ek sal julle die woorde en die wysheid gee en nie een van julle teenstanders sal dit kan weerstaan of weerlê nie. Daai selfe storie in Handelinge 1 en 2 van Petrus en Johannes. Hulle wou hulle doodmaak. Dit was dieselfde ouens wat Jesus tot die dood veroordeel het. Kon nie vir Johannes en Petrus tot die dood veroordeel nie, terwyl hy sy neus in hulle vingers gedruk het en hulle gesê, julle het hom doodgemaak. Kon hulle hom nie dood kan maak nie. Hulle het hom laat gaan met 'n waarskuwing. Want hulle sal nie kan weerstaan wat ek doen nie. Broer sal teen broer aan die dood oorlewer. Ons het baie keer hierdie beeld van die disippels en Jesus en waar hulle gestenig is of gekruisig is en hulle het vir hulle geloof gegaan en hulle het nie een oomblik 'n tree agteruit gegee en gesê, ek wonder of Jesus werklik is nie. Hulle het nie getwyfel ooit nie, hulle het net gegaan en gesê, ten spyte van die seerste seer, die grootste moeilikheid in my lewe, gaan ek net die Here prys. En dis baie keer ons beeld van hierdie ouens, ons noem hulle mos martelaars of martyrs in Engels, ons het nou die dag 'n moderne dag een gehad, Charlie Kirk, en hy het 'n klomp ouens geïnspireer. Maar dit was nie al die gevalle in Jesus se tyd nie. Al die mense wat hom ontmoet het en hom gevolg het nie daai lewe geleef nie. Daar's van hulle wat net gevou het, toe daar druk opgesit is. En dis waarvan hierdie skrifvers praat. Broer sal broer aan die dood oorlewer. Volg jy Jesus? Nee, my broer doen. Okay, maar dan gaan ons hom 'n spies gee. En vader sy kind, ouers het hulle kinders begewe, want hulle het nie in hulle geloof gebly staan nie. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak.
As jy die geskiedenis gaan lees oor hoe baie dit gebeur het, dit was baie erg geweest. Dit was baie wreed geweest. Dit is nie in die wêreld waarin ons leef vandag nie, dit is vir ons ondenkbaar dat dit kan gebeur. Dit gebeur vandag nog dat jy vyandskap in jou families beleef as gevolg van jou familie wat glad nie belangstel in jou geloof of die Bybel of dit nie. En jy bly daarby staan en hulle het al vyandig geraak teenoor jou. Dit gebeur vandag nog. Dit gebeur vandag nog. En Matteus gee vir ons hierdie interessante ekstra stukkie inligting. En omdat die wetteloosheid sal toeneem, mense wil hulle nie self hou by wie God is nie. Hulle stap weg. Ek gaan nie die prys betaal wat dit my kos nie, want ek is vir myself 'n belangriker prioriteit as om te leef vir God se heerlikheid. Sal baie se liefde afkoel. Sal mense net nie meer omgee nie. Dis net oorlewing van die fikstes. En ek probeer net my eie bas red. Julle sal ook deur almal gehaat word ter wille van my naam. Daar sal beslis geen haar van julle koppe val nie. Of ek gaan dit nie, ek het die tweede gedeelte van daai skrifvers, of ek weet nie daarvan nie. So Jesus sê, al haat hulle julle, jy's naby aan my. Daar gaan nie 'n haar van jou kop afval of ek gaan dit weet nie. Dis waarop jy moet staat maak, jou verhouding met my. Want dit is waar jou sekuriteit en jou veiligheid lê, ten spyte hiervan. Nee, Jesus, asseblief, ons het nou gedink ons gaan famous raak en ons soek 'n koning. En dan sluit Jesus af met hierdie woorde in Lukas. Red julle lewens deur te volhard. Volhard beteken nie om uit my eie werke uit myself te kry in die hemel nie. Om staat te maak dat ek goed genoeg is vir God nie. Dis nie wat dit beteken nie. Volhard beteken bly my vertrou. Bly aandag gee aan my begeerte aan my binnekant vir God en jaag dit na. Want hy het my gered. Ek kan niks doen om by hom te kom nie. Hy sit my by hom. My geloof gaan getoets word. En dit word getoets deur die moeilikheid. En hierdie is maar die begin van die eindtyd. As jy jou Bybel vat, jy begin so by Openbaring 6 tot 19 lees, dan gaan jy sien hoe erg gaan dit nog word. Want dan praat dit van net so voor die geboorte gebeur. Waar gaan ons draai? Ek dink vrouens gaan beter voorbereid wees as mans, want julle weet wat swangerskap is. Red julle lewens deur te volhard. Ek lees vir julle Jesus se halfboetie, Jakobus. Jakobus was nooit een van sy broers se disippels nie. Hy was nooit een van Jesus se disippels nie. Maar hy het tot die oortuiging gekom nadat Jesus uit die dood het opgestaan het. Ek imagine myself, hulle was nie teen hom die kombuistafel is 'n familie en Jesus het uit die dood het opgestaan en hulle weet almal hy's gekruisig want hulle ma was daar en die volgende oomblik staan Jesus daar in die kombuis. Ek het julle gesê, hier's ek nou. In elk geval, Jakobus kom toe die oortuiging dat sy broer sy Here is. Imagine that. En hy skryf, in die enigste boek wat hy in die Bybel geskryf het, in Jakobus 1, heel eerste, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, hy het gesê, al hierdie moeilikheid het my geloof getoets, dit volharding meebring. Elke keer, jou kapasiteit vir moeilikheid, as jy moeilikheid kry die eerste keer en is verskriklike moeilikheid, en jy weet nie hoe gaan jy dit hanteer nie, en jy kom daardeur en sê, ek kan weer asemhaal, en dan gebeur dieselfde ding weer, dan sê jy, okay, ek weet nou al wat om te doen. Dit leer jou hoe om te volhard, hoe om beter te doen die volgende keer. Dit is wat dit doen, dit leer jou volharding. Maar julle volharding moet tot die volleinde ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en geen opsig tekort skiet nie. Dit beteken, maak nie saak wat nou meer gebeur nie. Ek het nou al soveel deurstaan en beleef. Die haat, die swaar kry, die seer. Ek is nou op so 'n punt waar niks meer my vrede en my geregtigheid, my verhouding met die Here versteur nie. Niks kan my meer verwyder
van my verhouding met die Here nie. My verhouding met die Here is my sekuriteit. Jesus self het hierdie gesê. Nou, ek moet dalk ook net konteks gee voor ek vir julle hierdie skrifvers lees. Johannes het niks oor die eindtyd geskryf hier nie. Johannes het Openbaring geskryf en daar het hy baie gesê oor die eindtyd, maar hy het niks in sy evangelie wat Matteus, Markus en Lukas in het. Hy het niks in sy evangelie daarvan geskryf nie. Hy het wel geskryf nadat Jesus, dis nou Woensdag aand, môre aand is Donderdag aand en dan gaan hulle nagmaal hou vir oulaas. En daar, na die nagmaal, het Jesus hierdie woorde gesê. Het Johannes geskryf. Dit het ek vir julle gesê. Alles wat ek vir julle gesê, dit wat Markus, Lukas en Johannes julle ook nou vertel het. Dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry. Maar hou moed, ek het steeds die wêreld oorwin. As jy vandag met 'n bril leef, dat die lewe is so moeilik as wat jy hom maak, dan is jy mislei. Hierdie lewe is moeilik, of jy hom nou maak of nie. Jy het nie beheer of jy kanker kry, of in 'n motorongeluk sterf. Jy kan alles in jou lewe reg doen, dan gaan dit weer sleg. Bad things happen to good people. Hierdie lewe, hierdie wêreld is stikkend. En is hartseer. En ons huil en ons gee emosionele uitbeelding daaraan. Jesus het dit ook gedoen. Jesus het gehuil saam met Martha en Maria toe Lazarus dood is. Hy het dit saam met ons gevoel. Is jy seker vandag jy het die regte bril op? Is jy seker jy leef binne in realiteit? Is jy seker jy's by Jesus? Ek bedoel, dis die boodskap waarmee hy ons los. Hou moed. Ek het reeds die wêreld oorwin. Niks kan jou skei van die liefde van die Here, Romeine 8 vers 29 nie. Jy is in die holte van sy hand. En selfs die dood is nie genoeg om jou te skei nie. So ek pleit vanoggend by jou. Moenie mislei wees nie. Moenie net op enige bandwagon spring en dink ek het nou die antwoord nie. Jou enigste antwoord is Jesus en die feit dat jy hom ken en met hom in 'n verhouding stap. Dis jou enigste sekuriteit wat jy in hierdie wêreld het. En niks wat met jou gebeur, hoef jou so te ontspoor dat jy eindig in wanhoop nie. Of dat jy eindig in bitterheid nie. En as dit jy is of in eensaamheid sit nie, of vandag niks meer vorentoe sien nie, dan wil ek vandag vir jou sê, delf dieper in jou verhouding met die Here. Lees jou Bybel, bid harder. Sê Here, ek soek U, gee aandag aan daai begeerte wat in jou hart gesit het. Want ek sê vandag vir jou, Jesus het nie vir ons maanskyn en rose beloof nie. En dit gaan dalk net erger word. Of as ons Openbaring lees soos ons hom lees, definitief erger word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir wat U vir ons doen, vir wat U vir ons gee, vir hoe U ons lei. Here, in ons lewe is baie keer so gemaklik dat ons vergeet dat moeilikheid nog bestaan. Ons is so baie keer in 'n gemaksone dat ons verkoel en verkoud. Here, as dit druk vat om ons naby aan U te hou, laat dit kom, Here. Maar mag ons konstant in 'n sterk verhouding met U wees. Elke sekonde van die dag. Mag al ons sekuriteit in U wees, mag ons hoop op U wees, mag ons die lig vir die wêreld wees soos wat U, mag ons sensitief genoeg wees om te getuig in die oomblikke wanneer dit nodig is, wanneer ons op daai verhoog staan, wat U vir ons geskep het. En mag dit wees ter wille van U naam, U heerlikheid, nie ons nie. Ons loof en ons prys U vir die wysheid en die insig en die kennis wat U ons gee. Dankie vir al die bewyse wat ons het in ons geskiedenis om vandag te weet dat U is die koning van die konings. U is die Here van die leerskare. Mag ons dit nooit vergeet nie. Solank ons asem in ons longe het en daarna. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.